Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se Huiskerk. Ek wil begin met 'n vraag waaroor jy net so 'n oomblik moet dink. Was jy al ooit in oomblikke of situasies waar jy gewens het dat jou geloof sterker was? Dalk het jy eendag iemand gesien en jy bewonder die persoon en jy dink, ek wens my geloof was so sterk soos hulle sinne. Dalk was jy al in 'n situasie waar jy 'n moeilike besluit moes neem of jy moes 'n konflik of 'n siekte hanteer en jy het gewens, ek wens my geloof was sterker om hierdie ding te kan hanteer. Nou as jy al ooit so gevoel het, wel, dan is jy in goeie geselskap. Want Jesus se disippels het ook so gevoel. Daar was ook 'n oomblik waar hulle gewens het, hulle geloof wat sterk, hulle het meer geloof gehad en hulle het vir Jesus gekonfronteer daarmee. In Lukas 17 lees ons waar Jesus vir sy disippels twee goed sê. Hy sê vir hulle eerstens, dat daar gaan moeilike goed in die lewe gebeur. Daar gaan struikelblokke wees wat dinge soms moeilik gaan maak. Maar dan sê hy ook vir hulle, hy waarsku hulle, hy sê vir hulle, julle moet nie die mense wees wat daai moeilike goed veroorsaak nie. Julle moet nie die struikelblok wees wat dit vir ander mense moeilik maak nie. En die tweede ding wat Jesus vir hulle sê is, julle moet mense vergewe. Selfs al moet jy dit 7 keer doen, jy moet mense vergewe, sê Jesus vir hulle. En ek kan my nou net indink hoe hulle dit gehoor het en gedink het, nee, ons gaan nie dit kan regkry nie. Ons geloof is te min om dit te kan doen. Dit gaan te moeilik wees om dit te kan regkry. En dan van vers 5 tot 10 lees ons die gesprek wat toe daarop gevolg het. Toe sê die disippels vir die Here, gee ons meer geloof. En die Here antwoord, as julle geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie wilde vyeboom gesê het, trek jou wortels uit die grond en gaan plant jouself in die see. En hy sou na julle geluister het. Wie van julle sal, as hy 'n slaaf het wat besig is om te ploeg of skape op te pas, vir hom sê, wanneer hy van die veld af kom leen dadelik aan om te eet? Sal hy nie eerder vir hom sê, maak vir my iets gereed om te eet, omgord jou heupe en bedien my, totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink nie? Hy bedank tog nie die slaaf net omdat hy sy opdragte uitgevoer het nie. Dieselfde geld vir julle. Wanneer julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is niks werd slawe. Ons het net gedoen wat ons moes doen. Gee ons meer geloof, sê die disippels vir Jesus. Nou, in die teks sien ons dat dit eindig met 'n uitroepteken, nie met 'n vraagteken nie. Met ander woorde, hulle vra dit nie vir Jesus nie, hulle dring daarop aan, gee ons meer geloof. En Jesus antwoord dan met 2 stories. Die storie van die mosterdsaadjie en die storie van die slaaf wat net moes doen wat hy moes doen, sy opdragte uitvoer. So kom ons begin by die storie van die mosterdsaadjie. Nou die mosterdsaad was die kleinste saadjie wat die mense geken het. As jy dit so opgetel het, dan was dit so klein dat dit maklik sommer net tussen jou vingers deurgeglip en weggeraak. So wat Jesus hiermee sê vir hulle is, dit gaan nie oor die grootte of die sterkte van jou geloof nie. Dit gaan oor wie God is. Dit gaan daaroor dat jy net op God moet vertrou, al is jou geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie. Ek onthou toe my kinders klein was, toe hulle nog voor skool was, het ons baie keer nou iewers heen gestap, sê nou maar ons het in 'n winkel gestap. En dan het hulle gekom en hulle het my hand gevat. So dit was hierdie klein handjie van hierdie seentjie wat in my groter hand was. Nou hulle hand was te klein om regtig my hand sterk vas te hou, so dit was eintlik maar ek wat hulle hand vasgehou het. Dit was ek wat nie hulle hand gelos het nie. En met geloof werk dit ook maar so. Dit gaan nie oor hoe sterk my geloof is nie. Dit gaan nie oor hoe hard ek glo of hoe groot my geloof is nie. Dit gaan nie oor hoe sterk ek vashou aan God nie. Dit gaan oor God wat my vashou. En dit gaan daaroor dat God selfs die kleinste bietjie geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie, kan gebruik om iets goeds in hierdie wêreld te kan doen. So ek dink ons moet nie so hard wees op onsself as dit kom by ons geloof nie. Glo net en vertrou net op God. En dan die tweede storie, die storie van die slaaf. Jesus gebruik hier 'n beeld wat vir daai mense en in hulle kultuur 'n baie bekende beeld sou wees. Die beeld van slawe. Daar was baie slawe in daai omgewing
En in daai tyd, die slawe het in die landerye gewerk, slawe het in die huise gewerk, dit het hulle die mense bedien. So die slawe, omdat hulle slawe was, is dan ook nie, moes nou nie betaal nie. En dit was nie eers nodig om vir hulle dankie te sê vir wat hulle gedoen het nie. Hulle moes net die opdragte uitvoer. Hulle moes net doen wat vir hulle gesê is om te doen, sonder om enigiets eers terug te verwag daarvoor. So Jesus sê hierdeur vir sy volgelinge, wees net soos hierdie slawe. Doen wat julle moet doen, sonder om eers enigiets terug te verwag. So wat Jesus eintlik hier vir hulle sê is dat julle het nie 'n geloofsprobleem nie. Die probleem is nie hoe groot en sterk julle geloof is nie. Julle het 'n doen probleem. Julle sukkel om te doen wat julle moet doen. Julle sukkel om te doen wat Jesus vir julle vra. In hierdie boek, dis die boek Outliers, deur die skrywer Malcolm Gladwell, het hy navorsing gedoen oor hoekom dit is dat sekere mense of sekere sportspanne baie meer suksesvol is as ander mense in ander spanne. En hy ontwikkel toe op die ouend die 10.000 ure teorie vanuit hierdie navorsing wat hy gedoen het. Nou, hierdie teorie gaan daaroor dat dit gaan nie net oor hierdie talent wat jy het nie. Dit gaan ook oor dissipline om daai talent te kan uitvoer. So dit gaan daaroor dat jy jou talent moet oefen vir duisende ure sodat jy suksesvol kan wees. Jy kan die wonderlikste talent hê, maar as jy nie dit gedissiplineerd oefen nie, dan gaan jy nie suksesvol kan wees nie. Nou, ons hoor dieselfde sentiment eintlik maar by Jesus ook. Die probleem is nie hulle geloof wat te min is nie. Die probleem is dat hulle nie die goed doen wat Jesus vir hulle vra om te doen nie. Die probleem is dat hulle nie Jesus se opdragte uitvoer nie. So hieruit leer ons twee dinge oor ons geloof. Die eerste ding is dat ek dink ons maak ons geloof heeltemal te ingewikkeld vir onsself en vir ander mense ook. Ons maak ons geloof 'n ding wat heeltemal te swaar is om te dra, te moeilik is om op die ouend te kan uitvoer. Geloof is eintlik baie eenvoudig. Dit is net om op God te vertrou. En dan is ons geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie, vertrou net op God, want God kan dit gebruik om groot goeders mee te doen. En die tweede ding wat ons leer is dat ons geloof is eintlik maar op die ouend ook maar net om te doen wat Jesus vra vir ons. Geloof is iets wat elke dag uitgeleef moet word. En ons moet dit dit uitleef sonder om eers enige erkenning daarvoor terug te kry, sonder dat iemand eers hoef vir ons dankie te sê daarvoor. So as ons nou mooi daaroor dink en ons kan dit net so in 'n frase saamvat wat in hierdie teks gebeur, dan is dit eintlik maar net Jesus wat vir sy volgelinge sê, just get on with it. Just get on with it. Moenie worry oor julle geloof en hoe groot julle geloof is en of julle baie of min geloof het nie. Glo net en doen dit. Just get on with it. So as jy ooit weer voel dat jou geloof te min is, as jy ooit weer voel dat jou geloof nie sterk genoeg is nie, onthou net, dit gaan nie oor hoe groot of hoe sterk jou geloof is nie. Dit kan so klein wees soos 'n mosterdsaadjie. Dit gaan oor hoe groot God is. So vertrou maar net op God. En vra liewer vir God om jou te help om jou geloof uit te leef elke dag. Vra vir God om jou te help om dit wat Jesus van ons vra, om dit te kan uitleef, sonder om eers erkenning daarvoor terug te kry. Amen.